Wie stem saam, die Here is vir jou goed, as jy terugkyk hierdie week, as jy terugkyk oor hierdie maand, as jy terugkyk oor hierdie jaar, was hy goed, hy was goed, kom ons eer hom net, dankie Here Jesus, you're a good God, you've been faithful Lord Jesus, thank you Father God, thank you Jesus. Ons moet sing van sy goedheid en ons moet vir hom dankbaar wees vir sy goedheid en sy genade, hoe hy jou deurdra. Net vanoggend, net deur die nag, hoe hy jou deurgedra het, kan soveel anders gewees het. Elke moment kan soveel anders uitspeel, soveel anders uitrol. En ons dank hom en ons eer hom en ons loof hom en ons prys hom, want hy is werklik goed. Hy is getrou, prys die Here, prys sy heilige naam. Julle kan maar sit, baie dankie Morne en die span, en dit was my pragtig, ja, prys die Here. Goeiemôre almal, dankie vir almal wat hier is, ten spyte van die kouer weer, ten spyte dat dit winter is goed om in die huis van die Here te wees, het is goed om onder die geklank van die woord te wees, het is goed as Jolien sê, om deur die woord gewas te word. Die woord was, as ons baie keer besmet voel deur hierdie wêreld of deur die dag wat deur ons gegaan het, baie keer dan voel jy so, dan moet jy die woord oopmaak, want sy woord was. Sy woord is so goddelik en so heilig, sy woord is in staat om te was. Prys die Here. Nou, as dit my spreekbeurt is om die woord te bedien, dan neem ek dit baie ernstig op voor die Here. En ek wag op die Here en ek vertrou vir woord. En hy is altyd so getrou, hy kom met woord. Maar hy maak dit eers in my hart vas. En hy predik eers dit met my. En dan gee hy my genade om dit ook aan julle oor te dra. En vandag se boodskapie se tema is Rhythms of Grace. En dit kom uit Matteus 11 vers 28 tot 30. En ek moedig jou aan, maak op jou woord, lees saam met my, kyk hoe sê jou skrif dit, kyk wat sê jou woord, skryf dit neer, neem notisie. Jy weet, God roep ons om toenemend te groei in hom. Daar's nie stilstaan nie, hy roep ons altyd hoër op, om te groei. Ons moet toenemend groei in hom, in die kennis van sy woord, in die kennis van hom, en in sy heerlikheid, in die volheid van sy heerlikheid, in die volheid van wat hy kan bied. En ek wil graag net open met 'n skrifgedeelte in Filippense 3 vanaf vers 13 tot 14, en dit is so mooi, waar hy sommer net optrek. Hy sê, Paulus skryf, hy sê, I do not consider, brethren, that I have captured and made it my own yet. 'n ander vertaling sê, I'm not saying that I have this all together, that I have it made. 'n ander vertaling sê so, maar hy sê, ek besef ek is nog nie daar nie. Ek besef, daar's nog soveel meer om te groei in Christus, ek weet dit. Maar hy sê, but one thing I do, daar's een ding wat ek doen. Ek fokus op een ding. And this is my one aspiration, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. I press on towards the goal to win the supreme and heavenly prize to which God in Christ Jesus is calling us upward. En ek hou van daai trappie prentjie, want hy roep ons opwaarts. Hy sê, he's calling us upward. Boontoe en vorentoe in Jesus naam, he's calling us upward. Hy roep jou om te groei. Hoor op in sy heerlikheid, hoor op in sy kennis van sy woord, hoor op in kennis van wie hy is, en die volheid van wat hy bied. Ek lees ook graag in die Message vertaling, hy sê, I'm not saying that I have this all together, that I have it made. Selfs Paulus het besef, daar's soveel meer wat hy in Christus kan groei. Hy is nog glad nie daar nie. But I am well on my way, reaching out for Christ, who has so wondrously reached out for me. Friends, don't get me wrong,
By no means do I count myself as an expert in all of this. But I've got my eye on the goal, where God is beckoning us upward, beckoning us onward to Jesus. I'm off and running, I'm not turning back. So kan jy ook saam met my sê, ek besef ek is nog nie heeltemal daar nie, ek besef daar soveel meer, ek besef ek moet nog groei, maar ek het my oog op 'n visie, ek het my visie op Jesus Christus, ek probeer vergeet wat agter is en ek strek my na uit wat na voor is, na daai hoë roeping. Die Afrikaanse vertaling sê is, ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Hy roep ons opwaarts. Hy roep ons om te groei. Hy roep ons om toenemend te bou in 'n verhouding met hom. Nou, ons tema van die jaar is bou, né? En hy roep ons, kom bou, groei. Een tree op die ander, bou die fondasie sterker en sterker. Bou in jou verhouding. So ek wil gou vir jou 'n paar vrae vra, maar dit is sommer net vir selfrefleksie. As jy sommer net so in jou binneste, innerste jouself kan antwoord. Is jy gereed? OK, die eerste vraag is: waarvoor is dit wat jy die Here tans vertrou? Wat gebeur in jou lewe nou? Wat is dit wat jy die Here tans voor vertrou? As ek vir jou sê, waarvoor kan ek saam met jou bid? Wat sou dit wees? Wat is jou gebed? Nee? Nie vir antwoord, net vir refleksie. OK, die tweede vraag. Wat praat die Here die afgelope tyd met jou? Wat is dit wat hy met jou praat? As ek vir jou vra, waarmee is jy besig? Wat praat die Here met jou? Vanuit sy woord, vanuit omstandighede, wat praat hy met jou? Derde vraag wat ek jou gaan vra is, oor watter skrif mediteer jy tans? Ek is seker, Jolene sal sê oor hierdie een van die woord wat jou was, van sy televisie, sy bedink dit, sy oordink dit. Terwyl sy stort in die en dink sy aan die manier hoe God se woord kan was, en hoe ons deur die lewe gaan en dit versonig ons siel beteken, maar die woord kan was. Wat is die skrif wat jy oor mediteer? Het jy 'n skrif waaroor jy tans mediteer? Want in Hosea 1 vers 8 sê dit ons moet oor die woord van God mediteer, ons moet 'n skrif hê om oor te mediteer, nê? Goed, so hou daardie 3 vrae, ek gaan nou 'n bietjie daaroor uitbrei. Kom ons bid gou-gou. Here Jesus, dankie vir u woord wat ons nou kan vertoef. Here Jesus, ek bid dat u die sluier sal lig volgens u woord in 2 Korintiërs 3 vers 16, Here, dat ons die woord sal raak sien en sal sien wat u wil praat deur u Gees vandag met elkeen wat hier is. Here, dat die woord op vrugbare grond sal val, Here Jesus. Dankie vir u teenwoordigheid reg nou, Here Jesus, in ons midde. Ons loof u en ons prys u in Jesus naam. Amen. Nou gaan ek kom by die teksgedeelte waar ek wou by wees. En dit is in Matteus 11 vers 28 tot 30. Dit is so 'n goddelike gedeelte. En dit is 'n gedeelte wat wel bekend is aan jou, maar ek gaan hom net in 'n ander vertaling bietjie vir jou lees. Laat jy hom net bietjie van 'n ander hoekpunt af bekyk. En dit is die skrif waaroor ek die laaste tyd bietjie mediteer. Jy weet wat die Here met my besig is om te praat en wat ek ook voel ek wil met julle deel en dit is uit die message en dit is so 'n heilige gedeelte en ek lees gou saam met julle. Hy sê, hy begin eers en hy vra so 'n vraag. Hy sê, are you tired? Are you worn out? Jy bietjie uitgewas, sielsmoeg. Burnt out on religion. Dan sê hy so mooi, come to me. Get away with me. And you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me. Work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me. And you'll learn to live freely and lightly.
Ons vertaling wat jy nou goed mee bekend is, hy sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Want my juk is sag en my las is lig. Jy ken hierdie gedeelte, maar ek voel ek wil dit weer vir jou lees, vanuit die message. Want is goed baie keer om die teksverse, die vertalings te vergelyk, maar dan ook om na die oorspronge te kyk. Wat was die intentionele betekenis van hierdie skrifgedeelte, en ek gaan dit doen. Hy sê, are you tired? Are you worn out? Are you burnt out on religion? Al die religieuse tradisietjies en goeders, want dis nie waaroor dit gaan nie. Hy sê, come to me. Na wie toe? Na hom toe. Hy sê, get away with me, kom weg saam my, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Hy sê, walk with me, work with me, watch how I do it, learn the unforced rhythms of grace. Die ritmes van sy genade, vanuit sy genade, van die werk wat hy alreeds aan die kruis vir ons bewerkstellig het. Nie deur ons werke nie, dit wat ons moet produseer nie. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Hy sê, keep company with me, wandel met my soos met Enoch, keep company with me, wees al by my. And you'll learn to live freely and lightly. Prys die Here. Julle weet Romeine 12 vers 2 sê so mooi, ons moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie. Maar die Engelse vertaling in die NIV sê, hy sê, do not. Dis eintlik 'n vermaaning. Do not conform to the pattern of this world. But be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what is God's will. What is his good and pleasing and perfect will. Hy sê, moenie gelykvormig raak aan die patroontjies van hierdie wêreld nie. Die wêreld het 'n patroontjie, die wêreld het 'n manier, die wêreld het 'n resepie van hoe almal dit maar doen. Maar hy sê, jy moet nie gelykvormig word nie met jou gedagtes vernuwe. Hy sê, kom na my toe. Walk with me. Work with me, watch how I do it. Nie die patroontjies van hierdie wêreld nie. Dit is waar jy jou ritmes moet kry, jou rhythms of grace, jou ritmes, jou metodiek, hoe jy loop, jou wandel, kom by my, nie die patroontjies van die wêreld nie. Lyk jou lewe soos die patroontjies van hierdie wêreld, presies hoe die wêreld dit doen, so doen ek dit, maar ek kyk nou hoe die wêreld dit doen, dan loop ek in daardie patroon. Hy sê nee, hy sê walk with me, work with me, watch how I do it. En julle weet daardie juk, julle ken die hele gedeelte oor die juk, ek het eendag 'n bietjie gesels by 'n vrouekuier oor dit, maar hierdie juk impliseer twee dinge. Hy sê, neem my juk op julle weet, die eerste ene is, waarmee 'n dier saam ingespan word, julle ken daai prentjie, ek het so enetjie daar opgesit, nê. Jy is soveel so, dat, hulle sal gewoonlik die meer ervare ons saam met 'n minder ervare een sit. Die sterker ons met 'n minder sterker een. Die een wat al die paadjie goed ken, saam een wat nog nie die pad goed ken nie. En ek glo dis ook wat hier geïmpliseer word, maar hierdie skrif impliseer ook 'n ander juk. En as jy na die oorspronklike vertaling kyk, as dit Zaigos, daardie juk, dit beteken Zaigos, en weet jy wat beteken dit? Dit beteken om onder iemand se lering te sit. In die Bybelse tyd het jy onder 'n rabbi se lering gesit. Dan het jy jou gementor. Jy het sy leringe aangeleer. Ek gaan dit lees soos wat ek het gekry het. Hy sê, to take on a rabbi's yoke meant completely to submit to their teaching. To follow them closely and become a disciple. It implies walking closely behind the teacher. That you would literally be covered by the dust, kicked up by their sandals. Dit beteken om agter daai rabbi aan te loop, agter daai leermeester aan te loop, soveel sodat die stof van sy sandale op jou kom. Jy's onder daai rabbi se lering. Jy submit, jy gee oor aan daardie rabbi se lering, en dis eintlik ook wat hy impliseer in hierdie teksgedeelte. Ek glo hy impliseer beide.
Want die Here praat gewoonlik, het gepraat met dit wat vir hulle bekend is van hulle tydperk. Nee, dat jy sê jy moet opneem, dat hy die las dra, dat jy onder hom inkom. Maar hy impliseer ook dat jy onder sy lering sit, en van dis hoekom die teksgedeelte sê, dat jy moet walk with him, work with him, watch how he does it. Jy moet onder daai rabbi se lering sit. En toe ek meer oor dit weer gaan mediteer, dink ek, yes Lord, I want to sit under your teachings, Lord, I want to follow you. Where your sandal, the sand of yours must fall on me, Lord. I want to walk closely with you. I want to watch how you do it. I want to walk with you. I want to work with you. I want to watch how you do it. I don't want to conform to the patterns of this world. I don't want to look like the world. Presies die patroontjies van hierdie wêreld hardloop en lyk soos die wêreld nie. Ek wil lyk soos die rabbi waaronder ek sit. Julle weet toe Maria Magdalena vir Jesus gaan soek het by die kruis, by die leë graf, nie by die kruis nie, by die leë graf. Toe sy hom eers nie erken nie, sy het gedink is die tuinier. En toe sy hom sien, hy roep haar toe, hy sê Maria, en sy erken hom, toe sê sy Rabboni. Wat beteken my leermeester? Want hulle het onder sy leringe gesit, en hy moet jou leermeester wees, jy moet ook onder sy leringe sit. Hy sê, wandel met my, leer van my, watch how I do it, and then I'll teach you the unforced rhythms of grace, die ritmes van hierdie lewe, die ritmes van genade. Ek wil vir jou wys hoe dit is om in my genade te loop, die ritmes van my genade. En ons gaan nog bietjie daarby uitkom. Julle weet, ek gaan ondersoek, wat beteken hierdie rhythms of grace? En die persoon wat die message betrokke was by die vertaling van die message is Eugene Peterson, en ek het 'n bietjie onder sy platform gaan kyk, wat het hy geïmpliseer, wat het hy bedoel, toe hy nou dit oorvertaal het in rhythms of grace. Wat was sy intensie? En ek lees net soos wat hy dit daar skryf, hy sê, Rhythms of Grace explores the Christian concept of resting in God and walking in unforced, effortless alignment with His Holy Spirit. Dit was sy intensie om te sê, jy moet in alignment with His Holy Spirit, so moet jy loop. And in His Word, in alignment with His Word, in alignment with His Holy Spirit, partnership with Jesus, which is not burdensome. It implies living by grace, not by striving or earning God's approval. Net in sy genade, in alignment met die woord van Christus, in alignment met die Heilige Gees, just with Him, yoked with Him, onder sy leringe, soveel so naby, waar hy loop jy, wat die stof van sy sandale moet op jou val. En ek het gesê, Here, dit is my begeerte, I want to be under your teaching, you need to be my rabbi, I want to walk behind you, I want to watch you, I want to work with you, I want to see how you do it. Is so pragtig, en ek wil jy met dit persoonlik vat, en dit is hoe hy jou opwaarts roep vanoggend, hy sê, is jy nog onder my lering, onder wie se lering sit jy, lyk jy soos die patroontjies van hierdie wêreld, en sy uitnodiging is vir jou, is jy moeg, is jy oorlaai, kom na my toe, kom ek wys jou, kyk hoe ek dit doen, leer van my, watch how I do it. So 'n goddelike gedeelte in Matteus 16 vers 13 tot 20, en ons het al hieroor gepredik in die kerk, is Jesus wandel met sy disippels, en hy vra vir hulle, wie sê julle is ek? Kom ek lees vir julle, dit is so goddelik, hy sê, hierdie gedeelte, ek lees vanaf vers 13, Matteus 16 vers 13, hy sê, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, but who do people say the Son of Man is? And then they replied, some say you are John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. En Jesus kyk na hulle en sê, but what about you? Julle sê nou, die een sê so, daai een sê so, die een sê, wat sê julle? Wat sê jy? En Simon Petrus antwoord hom toe, hy sê,
You are the Messiah, the Son of the living God. En Jesus antwoord hom, hy sê, Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh or blood. Dis nie deur iemand vlees en bloed aan jou geopenbaar nie. But by my Father in heaven. Ander vertaling sê deur die Gees, but by the Spirit of the living God. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosened in heaven. En julle weet baie keer, dan sit ons onder die lering van iemand anderster, en dis goed, ek luister graag ook predikings van ander pastore, graag. En dit is baie waardevol, want Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die gehoor van die woord van God. Nee, en ek kan sê, daai en sê so, en ek het gehoor daai en sê so, en ek het gehoor daai en sê so, maar die Here vra vir my, maar wie sê jy is ek? Het jy 'n lewende verhouding met my? As ek vir jou vra, wat praat ek met jou? Kan jy vir my antwoord? As ek vir jou persoonlik vra, wie sê jy, Wilhelmine is ek? Kan jy antwoord? En dan sê hy, toe Simon Petrus vir hom sê, Lord, you are the Messiah, you are the Son of the living God. Toe sê hy, maar Petrus, op jou kan ek die kerk bou. Op jou kan ek bou. En weet jy, Petrus, ek geef jou autoriteit. Whatever you bind in heaven will be bound on earth. Nee, ek geef jou die keys of the kingdom of heaven, ek geef jou sleutels. Dit is 'n tipe autoriteit wat ek vir jou gee. Want die Gees van God het dit aan jou geopenbaar. My Vader wat in die hemel is, het dit aan jou geopenbaar. Dis nie net wat iemand anders te gesê het nie. En dit is, ons moet onder Jesus Christus se lering sit. Ons moet saam met hom wandel. Hy sê, walk with me. Work with me. Watch how I do it. En as hy vir jou sou vra, dan moet jy sê, ek weet, Here Jesus, jy moet eerstehands onder sy lering sit. Eerstehands. Nee, hoor julle hierdie gedeelte? Die woord van God sê, ons moet sy woord op die tafels van ons hart skryf. Dit staan in Spreuke 3 vers 3, Deuteronomium 11 vers 18. En weet julle, as God self met jou praat, dan is dit soos op die tafels van jou hart, jy sal dit nooit vergeet nie. As jy van iemand anders dit hoor, en jy sit onder die lering van iemand anders, is dit goed. Maar partykeer vergeet jy dit, want dit is nie op die tafels van jou hart, maar as Jesus self dit vir jou geopenbaar het, deur 'n openbaring, deur jou eie wandel, dan kom hy en hy skryf dit op die tafels van jou hart, en jy sal dit ooit vergeet nie. Want hy het dit self wat jou geopenbaar. Jy het jou eie revelation gehad, nee. Jy het daai openbaring self beleef vanuit jou hart, soos die Gees van God dit in jou geopenbaar het. Soos Jolien, sy het dit ervaar hoe God sê, sy woord was. Sy sal dit nooit vergeet nie, as sy weer daai skrif gaan lees, gaan sy altyd onthou, yes Lord, you wash. Want sy het daai openbaring gekry van Jesus Christus self, omdat sy in die woord was. Sy het gemediteer oor die woord, en die Here kon praat, hy kon vir haar visie gee, want sy was bereid. En ek wil graag, as die Gees van die Here toelaat, net met julle getuienis deel gehou. Sommige net om 'n voorbeeld te wys van hoe die Here praat. En dit is ook uniek, want hy praat met elkeen uniek op jou plek, op jou vlak, waar jy is nou geestelik. So wyle terug, is so lekker as dit uitwerk, en die dinge werk saam, dan hardloop ek en Christo Junior, en so uniek, ons hardloop die parkrun, nee? Saterdag, daar is so lekker, so 5 kilometer marathonjie. En die spesifieke oggend kan Christo nie saam hardloop nie, hy is uitstedig, en ek gaan, en Christo gaan, en Soniek gaan, en ons begin hardloop, en hulle twee hardloop gewoonlik saam, Christo en Soniek, hulle het hulle eie ritme, maar ek vat die pad en ek gaan. Maar dit is so 'n mooi dag, die hemelruim is blou, en ek sommer net bewus van die heerlikheid van die Here, en ek begin hardloop, en ek sê sommer vir die Here, dankie vir sy goedheid, en dankie, it's such a privilege, dit is 'n voorreg om dit te kan doen.
Ek het arms en ek het bene wat kan beweeg en ek het longe, my hart klop en ek voel ek het energie en die bome is mooi en ek begin die Here te loof en te prys en te sê, Here, dankie, dit is so wonderlik, Here, ek loof U en ek prys U en ek is lief vir U, Here. I'm so in love with You, Lord Jesus. You enable me, You equip me, You give me strength, You are with me, You are a God with me, en ek begin hardloop en ek loof en prys, en ek het sommer net 'n dankbare hart, en so die eerste kilometer loof en prys, ek sommer net die Here so op my eie, en ek hardloop lekker, en ek is sommer net heerlik, jy weet, en ewe skielik ervaar ek hoe die Here met my begin praat, ewe skielik, vanuit die skrif van Hebreërs 12 vers 1, van die wedloop wat ons moet voleindig, hy sê, run the race, marked, that's set before you, En hy begin vir my openbaring gee van running the race. Uit daai voorbeeld van hoe ek hardloop en hoe hy die pad merk, want in die parkrun dan merk hulle, jy het nog 4 kilometer oor, jy het nog 3 kilometer oor, jy het nog 2 kilometer oor, en hy begin net praat. Dit voel of die vensters van die hemel net oop is, en hy deponeer net in my gees, en ek voel nou dat, Here, Lord, I don't have paper, I need to write this down. Ek voel, ek moet dit nou neerskryf, it's too much, en hy hou net aan, en hy deponeer, op 'n stadium is daar niemand voor my nie, niemand agter my nie, die gapings is groot, die voorste groep is ver voor, en die ander groep is ver agter my, en ek vind myself lank alleen hardloop, en die Here sê vir my, you're never alone, en hy praat oor 'n crowd of witnesses, die wolk van getuies wat ook kyk, en hy wat met my is, en hy hou net aan praat, en hy behou net aan deponeer, en hoe die wedloop moet voleindig, en hoe die laaste stukkie partykeer moeilik is, jy weet, Riviera se parkrun eindig met 'n opdraande, en we must run the race, we mustn't sit it, we mustn't walk it, we must run it, I must run it, vol stoom, hy hou die hele tyd aan met my praat, en toe ons klaar is, en ek klim in die kar, en Sonique en Christo, en ek begin net met hulle deel vanuit die oor, want ek sê van die Here het nou my gepraat. Maar my beker loop oor, en ek vertel net vir hulle wat die Here gesê het, en hulle kon agterkom, ek was besig met die Here. En ek gaan huis toe, en ek skryf neer, maar weet hulle, toe tref die openbaring my. En dit kom uit Psalm 100 vers 4, hy sê, enter his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. En toe besef ek, ek het 'n openbaring van hierdie skrif gekry, want ek het die eerste kilometer om net geloof en geprys, en ek was net dankbaar, en my hart het net oorgeloop van dankbaarheid en eerbetoning, en toe maak hy die vensters van die hemel oop, en hy begin met my te praat. En ek het so openbaring van hierdie skrif, how to enter his presence with thanksgiving and praise. En ek het dit al gehoor, dit is al gepredik, nee? Maar ek het 'n openbaring van dit, want ek het dit beleef, nie omdat ek het gehoor het, en omdat dit uit my hart uit gekom het. En ek kon ervaar hoe die hemele oopgaan, en hoe hy net met my praat, en deponeer, en so het hy dit op die tafels van my hart geskryf, en nou, as ek ooit weer hierdie skrif hoor, of ek lees hierdie skrif, dan weet ek, maar ek het 'n openbaring oor hierdie skrif. Dis anders, dan is hierdie skrif nou op die tafels van my hart geskryf. Ek gaan nooit ooit weer hierdie skrif anders kan sien nie, want ek gaan onthou, how it works to enter his presence with thanksgiving and praise, and worship, vanuit my wandel met die Here. Maar dit is so persoonlik, jy weet, die Here praat met jou op 'n persoonlike vlak, hy kom waar dit vir jou bekend is, jy weet, en ek lees Psalm 23 vers 5, hy sê, daar waar hy is volmaak, en ons beker loop oor, julle ken Psalm 23, my beker van blydskap, hy sê, you anoint me with the fragrance of your Holy Spirit, you give me all I can drink of you until my cup overflows, you anoint my head with oil, my cup runs over. En ek besef, as ons onder sy lering sit, en ons het saam met hom gewandel, en ons het gekyk hoe hy dit doen, hy was ons Rabboni, dan maak hy ons bekers vol. Nee, hy voeg toe, hy leer ons, en soveel so dat dit oorloop, om die mense om ons. Ek kon dadelik van my kinders vertel, dis wat die Here nou met my gedeel het,
Want hy beker loop oor en hy loop oor. En jy weet, as jy 'n skrif het waaroor jy mediteer, of 'n skrif wat die Here besig is om met jou te praat, as jou vriendin jou bel en hulle het bemoediging nodig, en dan het jy 'n skrif klaar reg en gereed. Ek het al telke male my eie man so bemoedig met die skrif, wat die Here daai dag, daai moment nou vir my gesê het. Dan sê ek van, weet jy wat sê die, soos hy sê, ons moet woord hê binne seisoen, buite seisoen, ons moet altyd woord op ons lippe hê, ons moet woord hê waaroor ons mediteer. En ek besef ook, maar as hy praat, die Here voeg altyd toe, hy neem nie weg nie, hy voeg toe, soveel so, dat jou beker oorloop. Hy laat selfs dinge wat sleg is en goede meewerk. Hy maak vol, hy vat nie weg, hy is nie die vyand wat steel, slag en verwoes, die vyand maak leeg. Maar as ons in sy teenwoordigheid is, dan maak hy ons bekers vol, hy tap vol, hy kan nie wegneem nie. Het is so uniek en individueel hoe die Here praat. Julle weet, ek dink aan in Genesis 40. Julle ken die storie van Josef, waar hy met die bakker en die beskinker gepraat het in 'n droom, nê. En die bakker het gedroom van 3 mandjies brode op sy kop. En die wynmaker het gedroom van wynstok en lote, maar die Here praat met elkeen uniek vanuit sy verwysingsraamwerk uit. En so praat hy ook met elkeen van julle individueel as ons hom toelaat, as ons onder sy lering sit, as ons saam met hom wandel en ons hou hom dop en ons kyk hoe hy dit doen en ons onder sy lering. Dit is my so kosbaar. Ek gesels nou onlangs met 'n pragtige vroutjie, sommer net informeel lekker. Ons gesels sommer oor die woord van die Here. En ek deel met haar hierdie skrifgedeelte van Rhythms of Grace. En sommer lekker, gesels sommer net lekker, want my beker is nou vol van hierdie skrif, en sy vra vir my, wat beteken Rhythms of Grace? En ek vertel vir haar, probeer vir haar verduidelik, is onder die Here se genade, sy metodiek, sy lering te sit. En ek sien sy is nog onseker, en ek besef, ek onthou, sy was 'n verskriklike groot atleet op skool gewees. Veral in nalope, baie goeie atleet. En die Here, ek vertrou die Here en hy wys vir my, hoe moet ek met haar praat? En ek sê vir haar, dis soos hekkies. Here, help my net in daai oomblik. Ek sê, in hekkies is daar 'n ritme, voor jy oor die hekkie vlieg. Nee, jou tree moet inwees. En dan, as jy in daai momentum is, in daai ritme, dan vlieg jy oor daai hekkies. En die lewe gee vir jou hekkies partykeer, obstacles. Maar as ons onder God se leringe is, as ons onder sy leiding is, dan gee hy 'n tipe momentum en ons vlieg oor die obstacles. En sy besef net, sy snap dit net, en na die tyd toe het dit my so geïnspireer, ek gaan soek toe bietjie op, ek gaan kyk bietjie, sommer net oor hekkies, en hekkie tegniek, en ek kom op 'n video af, en die ou wys, as jou tree uit is, jy moet 'n tree toevoeg, dan verstadig dit jou tempo, en dit maak jou eintlik moeg, en dit maak jou stadiger, en jy kan val, en jy kan sloeg, maar as jy die regte ritme het, dan vlieg jy oor daai hekkies so, en as jy in die momentum, dan vlieg jy. En die Here wys vir my, dit is hoe dit is om in sy woord te wees. As ons onder sy leringe sit, dan is daar 'n tipe ritme ook. En ek sê, Here, verduidelik dit my vanuit die woord, en die Here bring net skrif op skrif op skrif. In Deuteronomium 28 vers 1 tot 14, julle weet dat julle gedeelte is net seëninge van wanneer ons sy verordeninge gehoorsaam. You'll be blessed coming in, blessed going out. Dit hou net aan en hou net aan en hou net aan. As ons onder sy lering sit en ons is getrou om sy woord te doen. En Psalm 1 vers 1 tot 3 en Psalm 32 vers 8, Spreuke 16 vers 20 en Lukas 11 vers 8. Dit hou net aan en ek sê, Here, ek verstaan. U wys vir my, daar's 'n momentum as ons gereeld onder u leringe sit.
as ons getrou in U teenwoordigheid kom, if we come away with You, if we come to You, if we journey with You, dan is daar 'n tipe momentum in die gees waar ons groei, naderhand vlieg ons. En ek dink aan die gedeelte in Jesaja 58 vers 8 tot 9, en hier is so 'n mooi gedeelte. God leer oor die ware vas, of die vas wat hom behaag, die tipe vas wat hom behaag. Hy sê, ons moet ook, as ons vas, deel wees daaraan om verlossing vir ander te bewerk, en ons moet deel wees om ook daarvan om vir armes te sorg. En hy leer hoe is die ware vas, wat die ware vas ook behels. Dit is nie net weerhouding van kos nie, dit is ook om vir ander om te gee. En dan kom hy met hierdie belofte, hy sê, as jy so vas, then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry for help, and He will say, here I am. Dis momentum. As ek doen wat God sê, en ek is onder sy lering, en ek is gehoorsaam aan sy woord, en ek strek my uit om my gehoor in te stel, om te hoor wat my rabbi vir my sê, en ek sit onder sy lering, hy sê, leer van my, kyk hoe ek het doen. Learn the unforced rhythms of grace and you'll find rest. En ek dink ook aan hierdie gedeelte in Jesaja 40 vers 31. Julle ken dit goed, hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sê, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. En ek besef, hier is momentum. Hier is geweldige momentum as ek getrou is en ek wag op die Here. Kom in sy teenwoordigheid en ek wag op die Here. Dan sê hy, dan is daar momentum. Kyk die momentum. Then, they shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. And they shall walk and not faint. En ek besef, Here, ek verstaan dit nou. Hierdie momentum, this rhythm of grace. Deur die genade, nie deur werke nie. Nie deur performance nie. En ek dink aan Martha en Maria. Ou Martha wat net, sy wou net doen. Maar Maria het gesit onder sy lering. En die woord sê, sy het die beter deel gekies. Nee. Ek dink in haar manier was daar meer momentum, so sjoef, dis wat die Here behaag. Julle weet natuurlik, daai wag, ons het al baie daaroor gepraat, die wat op die Here wag, daai wag in Hebreërs is kavah. En weet julle wat beteken dit? Om met die Here te vleg. Dis nie 'n passiewe woord, ek wag net op die Here nie. Beteken, ek bind myself met die Here, ek weef met hom, ek leer, hy sê, abide in me and me in you. Hy is die wynstok, jy is die loot, en hy inweef met sy woord, met hoe hy dit doen, met wie hy is, om meer te word soos hy is, en hy sê, then you will mount up on wings like eagles, you will run and not grow weary, you will run and not faint, nee, en dan is daar iewes skielik momentum. En ek besef die Here nooi jou uit, spesiaal vandag. Hy sê, he's calling you upwards. Hy sê, kom, nog oppie. Ons het ook een keer daaroor gepraat, bietjie oor oppie. En hy roep jou op, hy sê, hoe lyk iets dinge? Hy sê, nog onder my lering? Of is jy nog besig om met die wêreld gelykvormig te word? Is jy besig met die patroontjies van hierdie wêreld? Wêreld het sy patroontjies. Hy sê, nee, wees vernuwe in jou gemoed. Vernuwe jou gemoed met my woord. En ek gaan eindig en ek gaan weer hierdie gedeelte met jou lees. In Matteus 11 vers 28 tot 30. En is jou persoonlike uitnodiging vandag. Is jou persoonlike uitnodiging. Hy sê, are you tired? Are you worn out? Are you burnt out on religion? Come to me. Get away with me, and you will recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me. Work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. Now, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. And keep company with me, and you will learn how to live freely and lightly.
Hierdie skrifgedeelte is baie meer dieper as wat jy besef. As ons onder sy lering sit. Maar dit is 'n posisionering van jou hart. Dit is 'n posisionering van jou tyd. Hy sê, kom na my toe. Come away with me. Hy sê, learn from me. Keep company with me. Dis om saam met hom te wandel. Nee. And then he'll say, then you will learn how to live freely and lightly. Dis is iets wat ek dink ek wil hê. Nee, vry en lig. Wie wil dit hê? Wie smag daarna? Wie wil in daai momentum van God beweeg? Jy wil in daai momentum van God kom, waar jy oor hierdie obstakels vlieg. Die obstakels sal daar wees. Maar jy's in sy momentum, jy's onder sy lering, jy doen wat hy sê, dan sal jy mount like on wings like eagles. Dan sal jou lig deurbreek. En al die beloftes wat daar vir kinders van Jesus Christus is, wat in hom is, wat sy woord doen, wat in hom abide. Hoor julle wat die woord van die Here vir jou sê, maar hy sê daar soveel meer. Hy sê kom up higher. Kom op hoor. Strek jou uit na wat voor is. Ek wil jou rabboni wees. Ek wil jou leermeester wees. Weet jy dat die Here leer op so 'n spesiale manier op jou vlak. Soos jy dit kan verstaan. Soveel sodat op die tafels van jou hart diep geskryf word, dat jy dit nooit ooit weer vergeet nie. As jy ooit by daai skrif kom en sê, ek het 'n spesiale openbaring oor hierdie skrif. Die Here het vir my iets hier spesiaals gewys. Hoor julle wat die Gees van die Here sê? Hy nooi jou spesiaal uit. Jy hoef nie moeg te wees nie, jy hoef nie oorlaai te wees nie. Hy sê, neem my juk op julle en leer van my. Prys die Here. Kom ons maak ons oor toe, dan bid ons, Here Jesus, dankie vir die kosbare woord. Here, iets so saak met elkeen persoonlik aan hierso, Here. Here, U kan praat op 'n manier wat geen persoon kan praat. Here, toe U vra vir U disippels, wie sê julle? En hulle sê, Here, hulle die een sê en daai een sê, Here, maar U wil hê ons moet self by U leer. Ons moet self onder U lering sit, Here Jesus. Dis die belangrikste, Here Jesus, want dan kom jy en jy skryf dit op die tafels van ons harte. Never to be erased, Lord Jesus, never to be erased. Here Jesus, ek bid dat U hierdie skrifgedeelte met elkeen sal predik, Here, dat U woord sal aanhou praat. Sal aanhou praat, Here Jesus, en dat hulle U sal vind soos wat hulle U soek in U woord. Dankie vir die kosbare woord. Ons loof U en ons prys. Here, ek bid dat U met elkeen sal gaan. Here, dat U sal aanhou praat deur U Gees. Seën elkeen hier, Here Jesus. Leer hulle, Here Jesus, onderrig hulle, Here Jesus. Help ons om nooit op dieselfde plek te bly nie, Here, maar toenemend in U te groei, van heerlikheid tot heerlikheid, Here Jesus. Volgens U woord. Dankie vir hierdie woord, Here Jesus. Ons loof U en ons eer U. Amen.